ons het maar die span spring maar in met hierdie tipe geleenthede om regtig te help as dit kom by die dekor. So ons het linte om die stoele gevou en jy weet allerlei kreatiewe goeders gedoen. Ek sê van self terwyl ons besig was, ek sê vir ek voel ek moet net na die tyd wanneer ek nou by die huis aankom, wil ek net 'n bulb van die sitkamer na die badkamer toe skuif, dat ek net 'n bietjie iets manlik doen. Ek sê vir ek lus om my handvatsel te breek sodat ek hom kan vervang. Genade. Maar ja, Nagel is vanoggend, hy kuier bietjie by sy seun by Kian in Potch. Hy speel ook daar rugby, nie Nagel nie, maar sy seun. En toe hoor hy ook die week toe hulle hoor hy kom, hulle wat Dr. Dayo is, toe vra hulle om sommer te preek by Midstream vanoggend. So hy is lekker doenig daar. Maar my pa sê altyd, as jy nie 'n tweede koppie koffie vir iemand wil maak nie, maak jy eers 'n koppie sleg. So sê ek vir hom, so dis jou skuld. Jou skuld dat jy so goed preek. Wil die mense jou hê? Maar ja, so ons seën hom en alles. So as jy vandag uitloop en jy sien 'n groot wolk daar oor die horison, dan weet jy dit is Midstream Campus en is Nagel se skuld. Maar ja, ons is regtig opgewonde oor hierdie reeks. Hy kom nou vandag eintlik maar tot 'n einde. Maar ek dink dit is regtig 'n briljante reeks. Ek weet nou nie hoeveel jy self bygewoon het nie, maar ek wil jou regtig uitdaag. As jy van hulle dalk gemis het, gaan kyk jy online. Wat ons wil regtig wat ons doen met hierdie reeks. Ons praat van storie van vervulling, dan praat ons juis van die Heilige Gees en die Heilige Gees is die storie van vervulling, want dis juis wat Jesus beloof het. Nadat hy opgevaar het, sê hy julle sal die Gees ontvang en ek los vir julle iemand beter, ek los vir julle 'n helper. En dis die belofte van die Heilige Gees wat ons dan nou ontvang het. En ek dink wat baie keer gebeur, en ons hoor dit in gesprek, hoe ek dink baie van ons het groot geword, as dit kom by die Heilige Gees, het ons groot geword met 'n persepsie van, dat hy nie noodwendig baie bespreek was nie, so ons het nie noodwendig daai woordeskat van die Heilige Gees nie, want ons het dalk groot geword in 'n gemeente, waar die studie van die Heilige Gees nie regtig bespreek was nie, en dalk het van ons groot geword in gemeentes, waar die Heilige Gees se rol op ander plekke 'n bietjie meer duidelikheid gekry het as die ander rolle, in die sin van dat sekere gemeentes hom dalk bietjie opgeblaas het, in die sin van dat dit net gaan oor gawes, en ook dan eintlik net oor sekere gawes, en dan is dit byvoorbeeld soos jou profesie, jou genesing en tale, en dan het baie mense dit opgeblaas, dat dit die teken is van iemand wat die Heilige Gees het. En alhoewel daai tekens, daai gawes is alles nog steeds vir vandag, ons gemeente beoefen dit steeds, maar die waarheid dat dit die teken is van die Heilige Gees is nie noodwendig so nie. Ons het almal die Heilige Gees, amen. So en dit kan vinnig iets veroorsaak in ons gedagtes en ons manier van glo, want ons dink, ons het 'n spesifieke ervaring nodig, of 'n spesifieke gawe om te sê ons het die Heilige Gees. En dit is wel nie so volgens skrif nie, ons sien dit glad nie so volgens skrif nie, en dis juist hoekom ons hierdie reeks aangepak het, is om juist daai waarhede eintlik maar vas te maak binne in ons as gemeente en ons as familie. Want die ding is, as ek nie dink ek het die Heilige Gees nie, gaan ek dink God wil my nooit gebruik, of hy kan my nie gebruik nie. En dan los dit ons by 'n baie gevaarlike plek as ons sê ons is 'n family on mission. Want 'n family sonder die Heilige Gees kan nie op 'n mission gaan nie. Amen. Ons nodig die Heilige Gees. In die eerste week het ons juis gesels en ons het 'n reis deur Romeine eintlik maar gevat, Romeine 8 spesifiek, waar Paulus praat oor 'n lewe wat onder die beheer is van die Heilige Gees. Eintlik 'n lewe wat wandel saam met die Heilige Gees. En vers 9 praat hy sê, julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees. As die Gees van God inderdaad in julle woon, as iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort jy nie aan hom nie. So hy praat hier van die gedagte, ek in my vleeslike toestand, in my sondige aard, my sondige natuur, sou nooit Jesus kies as verlossing en as koning oor my lewe, as ek nie die Heilige Gees gehad het nie, want dit is juis hy wat my inspireer om daai keuse te maak. Amen. So wanneer ek sê ek kom tot geloof en dan ontvang ek Christus, maar dit is eintlik die Heilige Gees wat hierdie geïnspireer word, hierdie wakkerheid eintlik in my gemaak het dat my hart na hom toe smag, dan sê ek nodig die Heilige Gees om hierdie keuse te maak. Wat beteken ons as gelowiges almal het die Heilige Gees? Amen. Almal wat hier sit, het die Heilige Gees. Ons almal, en nie tot mate nie, ons almal het die Heilige Gees. In week 2 het ons juis gegaan verder in vers 10 en tot 11 sê, maar as Christus in julle is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood. Daarenteen op grond van regverdiging is die Gees lewe. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. So Paulus begin hier praat eintlik van twee nature, amper tot 'n mate twee realiteite. Hy praat van en julle hoor dit in die eerste gedeelte, praat hy van die dood, die liggaamlike dood, en hy praat ook van die Gees wat lewe bring.
So hy praat eintlik hier van twee realiteite wat eintlik maar wat hier in die gesprek is. In die sin van as ons dink aan die Heilige Gees, dan dink ons aan iemand aan God wat self iemand vat vanaf die doodtoestand, vanaf die sondige aard, en hy vat hulle oor en hy transformeer hulle tot so 'n mate dat hulle oorgaan en hulle is lewend in die Gees. So dan as ons dink oor die Heilige Gees, dink ons nie net aan God wat eintlik dan nou maar self, Heilige Gees wat Jesus dan nou kom teenwoordig maak by ons in die sin van nou kan ons Jesus kies nie, wat ons gesels oor in week 1, maar ons dink ook oor aan die Heilige Gees, dan dink ons aan die Gees, aan God self wat ons kom transformeer vanaf 'n lewe van die dood na 'n lewe van lewe. En dis wat die Heilige Gees doen. En dis waar ons gesels het in die eerste 2 weke, en die 3de week, toe begin ons gesels, okay, as ons dan nou sê, ons het die geleentheid om Christus te kies, want die Heilige Gees openbaar Christus juis aan ons, en ons sê dan daarna, transformeer ek volgens 'n doodnatuur na 'n lewende natuur, dan sê ek, okay, maar hoekom? Daar moet 'n rede wees vir die in week 3, toe gesels ons juis laasweek dan nou, toe gesels oor vanaf vers 11 tot vers 12, wat hy sê, as die Gees van hom, wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewende maak, deur sy Gees wat in julle woon. Vanaf vers 12, daarom dan broers, so dis baie belangrik, as hy sê daarom dan weet ons, Paulus is eintlik maar besig met 'n argument, in 'n sin, want hy praat van die eerste gedeelte, die eerste paar verse, en hy sê, daarom, het ons 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige aard, om daarvolgens te leef nie. Want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf. Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle leef. So hy praat hier in vers 12, praat hy van 'n aard. Hy sê ons lewe nie nou meer volgens die sondige aard nie die vleeslike aard nie. Ons leef eintlik maar tot 'n mate in 'n geestelike aard, in 'n hemelse aard. So hy praat eintlik hier van ons missie om hierdie geestelike aard eintlik 'n realiteit te maak, want ek besef, ek hoef nie meer te lewe volgens my sondige natuur nie, maar ek leef nou volgens die natuur wat Jesus vir my geskep het. Amen. En dis het ons gesien, die 3de week is juist die gedeelte waar die missie nou lewendig is vir ons. Maar as ons nou vandag ordentlik wil verstaan waar ons eintlik ingaan in ons rol en ons gawes, ons talente, en ons verstaan ons rol binne in die missie, dan moet ons eintlik die missie ordentlik verstaan. En ons het van die begin van die jaar toe journey ons deur Markus 1 vers 15, wat spesifiek vir ons sê, hy praat juist oor Jesus wat kom en hy sê, die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie. So dis Jesus wat nou self hier opkom op die scene en hy sê, bekeer julle want die koninkryk is op hande. Die koninkryk van God is hier. Nou om daai stelling alleenlik te verstaan, moet ek verstaan wat die konteks is in daai tyd. Ons moet verstaan, daai tyd was die Romeinse volk in bevel. Die Romeinse koninkryk was eintlik in bevel. En hulle het 'n leier gehad wat ons geken het as Caesar. En as Caesar iets sê, dan doen jy daai ding, ongeag hoe jy voel of dink. So, die stelling was Caesar was Lord. Hulle het hom amper aanbid, dit was 'n man, is 'n leier, wat hulle amper gesien het as 'n God, want wat hy sê, doen jy. En as hy iets sê, dan skuif dit berge in die hele wêreld. So as hy 'n wet maak of 'n reël maak, dan beïnvloed dit die hele wêreld en al die praktyke daarvan. En dit was die konteks, en toe Jesus hier opkom, en hy daag op en hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van God is op hande. Moet ons verstaan dat die koninkryk nie meer behoort aan Caesar nie, dit behoort nie meer aan die vyand nie, maar dit behoort nou aan God. En ons kan nie by 'n plek kom wat ons dink die koninkryk van God is net die kerke wat by mekaar staan nie. Dit is nie net dit nie. As ons dink aan die koninkryk van God, baie keer dink ons, okay, die hele wêreld behoort aan Satan en die kerk is hier in 'n hoekie en hy's besig met 'n klein goedjie om hier 'n bietjie beïnvloed te maak, daar 'n bietjie invloed te maak. Hy probeer iets 'n bietjie verander om bietjie beter te laat lyk. Dis glad nie so nie. Dis nie Jesus se woorde nie. Jesus se woorde is die koninkryk van God te sê, menende alles wat ons sien behoort aan hom. En ons sien dit nog nie, ons sien nog steeds die foute, ons sien nog steeds die realiteite van sonde, die vrug van sonde, ons sien nog steeds siekte en dood en al daai tipe van goeters. Maar ons weet, as ons praat van die koninkryk, praat ons van 'n proses wat besig is om te vestig. En daai proses eindig wanneer Jesus terugkom. So as ons dan so daaraan dink en ons sê, okay, alles van skepping, elke gebou, elke skool, elke regering, alles behoort aan God, wanneer sy koninkryk, dan lyk dit totaal en al anders te hoe ek na daai goed kyk. En as ons dit sê, dat hierdie die koninkryk is van God, dan beïnvloed dit my lewe. Want ek het dan 'n rol wat ek speel. En dis die mooi ding van God, hy los ons nie alleen nie, amen.
En hy gee vir ons die Heilige Gees juis om ons sterk te maak. Hy gee vir ons die Heilige Gees juis sodat ons hom beter kan laat ken en sodat ons eintlik kan transformeer na 'n lewe wat vol van geestelike lewe is. En hy gee vir ons die Heilige Gees om ons te bemagtig vir hierdie missie wat hy neergesit het. So die missie van God is die koninkryk wat gevestig word in elke hoek en elke draai. Dat alles lyk soos die koninkryk van God, hoe dit bestem is om te wees. Dis die missie. En as ek dan myself vra, waar pas ek dan as ons verder lees, en ons lees eintlik uit vers 13 af, vanaf vers 14 sê, almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. So hy sê, as ek dan nou tot geloof gekom het deur die Heilige Gees, ek is getransformeer vanaf dood na lewe toe, en hy gee vir my 'n missie dan nou, en hy sê vir my, ek is gelei deur die Heilige Gees, want ons almal is kinders van God. Amen. En hy sê, ek is gelei deur die Heilige Gees, dan moet ek verstaan, dat ek het 'n ander tipe posisie in hierdie koninkryk. Want hy sê, hulle is kinders van God. Menende, as ek sê, God is die koning van hierdie hele koninkryk, die hele wêreld, want dis sy koninkryk, die koninkryk is gevestig. En hy is die koning daarvan, hy is die God. En hy sê vir my, jy is my seun. Dan verander dit my postuur binne in hierdie koninkryk. Dit verander die manier hoe ek rondbeweeg, dit verander die manier hoe ek na my besigheid kyk, na my skool kyk, na my regering kyk, want ek kyk nou na dit met oë van ek is 'n seun in hierdie koninkryk. Ek sien dit is nog nie in lyn met God se koninkryk nie, maar ek sien dit gaan eendag wees. En hy gaan verder in vers 15 sê, julle het immers nie 'n gees ontvang van wat verslawing bring nie, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is. En deur hom roep ons Abba Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. So dit is amper asof hy sê vir my, okay, ek is 'n seun van God, so ek het hierdie posisie binne die koninkryk, maar julle sal saam my stem, ons is nie die heeltyd bewus van daai realiteit nie. Daar's sekere omstandighede wat dalk ons aandag aftrek, of ons laat voel, okay, maar dit is nie 'n realiteit nie, dit is nie 'n werklikheid nie. En hierso in vers 16, wat ek juis wil beklemtoon, sê die Gees self getuig teenoor ons gees, dat ons seuns en dogters is. Dit voel vir my so half, asof ons aandag afgetrek word, wanneer ons byvoorbeeld die uitstap, of instap by 'n moeilike situasie, of by die werk, of wat ook al, my aandag word afgetrek, en dit is asof die Gees dan vir my sê, hey, jy is 'n seun van God. Dit is asof hy my half herinner aan my posisie, dat wanneer ek voor 'n probleem staan, dan kyk ek nie na die probleem as, o, hemel, dis maar net deel van hierdie wêreld nie, glad nie. Ek kyk na die probleem en ek sien, okay, hy sê vir my, die koninkryk van God is reeds gevestig, ek sien dit nog nie, maar Heilige Gees sê, ek is 'n seun in hierdie koninkryk. So ek kyk na dit en ek sien hoe dit gaan transformeer van 'n aardse natuur na 'n hemelse natuur, van 'n aardse koninkryk na 'n hemelse koninkryk, amen. En dis die oë wat die Heilige Gees my gee, wanneer ek kyk na enige situasie, wanneer ek kyk na siekte, wanneer ek kyk na enige probleem wat ek het, binne besigheid of wat ook al, binne die skool, enigiets. Kyk ek na dit met oë van, hierdie is die koninkryk van God, ek sien dit nog nie, maar ek is 'n seun. Ek is 'n seun, ek verstaan die posisie. Vers 17 sê, maar as ons kinders is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. En hy praat hier van iets baie interessant, die woord wat hy gebruik is 'n erfgenaam. Dit is so asof hy sê, okay, God het hierdie koninkryk kom vestig, hy sê, okay, as jy in hom glo, wat ons dan nou doen, dan sê hy, okay, jy is dan 'n seun en 'n dogter van God, hy sê, as jy 'n kind is van God, beteken dit, jy is eintlik 'n erfgenaam in hierdie koninkryk. Wat beteken, wanneer ek daai ding al buite sien, is dit my ding. Dit word my probleem. Want hy gee vir my amper die koninkryk om verder te bestuur. Hy gee vir my half hierdie koninkryk om verder aan mense bekend te stel. Om hulle te wys wat is die koninkryk van God. Want as ek nie 'n erfgenaam was nie, het ek nie 'n verantwoordelikheid gehad nie. Maar omdat ek 'n seun is, omdat ek 'n dogter is ek 'n erfgenaam. Omdat ek 'n erfgenaam is, beteken dit die koninkryk van God is my verantwoordelikheid. En ek doen dit nie alleen nie, ek doen dit saam met die Heilige Gees. Ons moet onthou, hier is 'n lewe saam met die Heilige Gees. Vers 18 sê, ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word.
Want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid, met die oog op die heerlikheid en die vryheid van die kinders van God. So hy praat hier van iets baie interessant. Hy sê die skepping wag vir die realiteit van die koninkryk van God wat geopenbaar word. Die skepping wag. En as ek dink aan skepping, dink ek nie net aan die boom wat daar buite in die tuin staan nie. As ek praat van skepping, praat ek van alles wat ek sien. Ek praat van elke berg, elke heuwel, elke bos, elke stuk onkruid. Ek praat ook dan van elke liewe mens. 'n gelowige, 'n ongelowige, 'n gelowige wat nog nie ten volle bekeer het nie. Ek praat van alles. Ek praat van elke besigheid, elke gebou, elke skool, elke regering, alles. Dit is skepping. En hy sê die skepping wag saam. Dit sug. Dit wag saam, dit verlang tot die openbaring van die seuns en dogters van God. En ons moet verstaan, as Paulus hier praat van dit wag vir die verheerliking van die liggaam, praat hy van die proses van as Jesus terugkom, dan word ons hele liggame nuut. Die deeg gaan nie meer daar wees as Jesus terugkom nie, hopelik nie. Die hele liggaam verander, daar gaan nie meer sonde wees, daar gaan nie meer siekte wees nie. Maar daar's iets binne my wat reeds gebeur het. In my gees het daar reeds iets gebeur, dat ek die koninkryk van God kan verklaar. Dat hy my nou al reeds kan gebruik tot daai dag kom. En die skepping wag vir die openbaring van die seuns en van die dogters. En dit praat van 'n sug, en daai woord sug praat nie van 'n negatiewe sug nie. Dit praat nie van 'n sug van, o hemel, wat gaan ons nou doen nie. Dit praat nie van daai tipe sug nie. As ons dink aan sug, dan dink ons byvoorbeeld, toe ek daai jare op site was, en ons het projekte gehad natuurlik, en ons het sekere spanne saamgevat, dan het ons die span gekies. Want jy wil die projek so vinnig as moontlik klaarmaak, en ook met die beste van kwaliteit, wat spreek van die kultuur van die besigheid. So dan het ons spesifieke ouens saamgevat, wat ons weet, hierdie kan eintlik bereik, hierdie doel kan bereik, van iets wat vinnig gebeur en goed gebeur. En as ons hierdie ouens saamvat, dan weet ons het hulle daar geplaas vir 'n rede, en baie keer dan staan ons so op site, en ons kyk na die ou se produk wat hy lewer, ons kyk na die ou se diens wat hy lewer, ons het hom gekies om daar te wees. En dan kyk ons na die werk, en sê ons, nee ou. Dit was nie die ooreenkoms aan die begin nie. Die ooreenkoms is, ons weet hoekom jy hier moet wees. Ons het jou juist gekies, want ons ken jou skill, ons ken jou talente, ons ken jou gawe hoe om te werk. Ons weet hoe vinnig en ons weet met wat se tipe kwaliteit jy werk, maar die produk wat jy my nou gee, die diens wat jy nou vir my lewer, is nie in lyn met hoekom ek jou gekies het nie. En dan sug ek. En dit is nie 'n sug van hopeloosheid nie, dit is 'n sug want ek het jou daar geplaas, want ek weet tot wat jy bestem is om te wees. Ek het jou gekies vir 'n rede. Ek het geweet jy kan 1400 stene 'n dag lê, maar nou lê jy vir my 600. Dis nie goed nie, by the way. Ek het geweet hoekom ek jou daar geplaas het. En ek het geweet jy gaan hierdie diens kan lewer, jy gaan hierdie kwaliteit vir my kan gee, wat ons almal hoor droom. Maar omdat jy nie werk, omdat hierdie diens wat jy lewer nie volgens daai realiteit is nie, dan sug ek. Want ek wag dat jy besef hoekom jy daar is. Dat jy besef eintlik wat is jou kwaliteit. Dat jy besef wat binne in jou geplaas is. En dis dieselfde konsep, as hy praat van sug, praat hy van dieselfde konsep. Dis 'n hoopvolle sug, die skepping sug. En dit is soos, as hulle maar net geweet het. As hulle maar net geweet het wat binne in hulle geplaas is, die persoonlikheid, die karakter, die talente, die gawes. As hulle maar net geweet het, ek het dit binne hulle geplaas, en ek weet wat hulle kan lewer. Ek het geweet wat se tipe diens hulle kan lewer. Ek het geweet hoe hulle die koninkryk kan vestig. Dan sou hulle begin. Hulle sou nie twyfel nie. En dis hierdie tipe sug wat hy van praat. Hy sê ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons, wat die gees as God, en nie net die skepping nie, maar ook ons, wat die gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik, terwyl ons uitsien na die aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Dis die sug. Ons sug saam en ons weet wat ons op pad. Ons weet wat dit kan wees. Vers 26 praat hy verder. Hy sê, want as ons nou dink aan die sug ding van, okay, nou sug ek met 'n hoopvolle sug, want ek weet wat dit kan wees. Ek weet wat hierdie besigheid kan wees. Ek weet wat hierdie skool kan wees. Ek weet wat hierdie regering kan wees. Wat ook al dit kan wees. Ek weet ook wat hierdie mense kan wees. Dan sug ek, maar ek stop nie by die sug nie. En as ons praat van die koninkryk van God vestig,
dan is daar verskillende maniere hoe ons dit kan doen. Ons kan regtig kreatief raak in ons manier hoe ons hierdie koninkryk uitleef en verder vestig. Baie kreatief. Maar ek wil net saam met julle deur Paulus se reis stap van as hy praat van 'n lewe wat bekeer is deur Jesus is persoonlik teenwoordig gemaak by ons, dan 'n lewe wat getransformeer is vanaf die dood na die lewe, dan praat hy van die missie, die feit dat ek 'n seun is, die feit dat ek 'n erfgenaam is, en dan praat hy van die skepping wat wag, dat die kinders van God bekend gemaak word. Sy volgende lyn is baie interessant in hierdie gesprek. Hy sê in vers 26, so kom die Gees ook in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. So hy praat amper van hierdie koninkryk wat gevestig word, ons sien dit nog nie, ons weet nog nie van haar realiteit nie, die seuns en dogters word bevestig, hulle leer nog, die skepping wag vir hierdie bevestiging, hierdie beklemtoning, hierdie wys van die seuns en dogters, die volgende ding bid. En dit is so asof ek, wanneer ek kyk na 'n struktuur, wanneer ek kyk na 'n mens, dan moet ek amper half droom oor wat die koninkryk van God behels binne daai persoon. Wat behels die koninkryk van God as ek dink aan 'n besigheid, enige besigheid, hoe lyk daai besigheid onder die koninkryk, onder die heerskappy van God? Want hy sê tog die koninkryk is oral. Jesus het dit reeds gevestig. So nou vra ek myself die vraag, hoe lyk hierdie besigheid, of wat ook al dit mag wees, hoe lyk hierdie persoon onder die heerlikheid, onder die gesag van God? Dis kom ons bid. Want ek kry daai sig en dan spreek ek daai ding wat die Heilige Gees vir my sê. Ek spreek daai inspirasie wat die Heilige Gees vir my gee, spreek ek. En hy sê, wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is. Dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat alles goed ten goeie gaan meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. En dis baie interessant, want hy praat oor die hele gedagte van dat ons bid, maar die Heilige Gees weet reeds wat gaan kom. Die Heilige Gees weet, Jesus kom terug en hy weet hoe die finale bevestiging van die koninkryk eintlik dan nou lyk. Die Heilige Gees weet dit. En ons is nog hier en ons wandel nog hier met sekere goedes en probleme, maar ek het die Heilige Gees binne my wat reeds daai goed weet. Hoe verander dit nie dan my gebedslewe nie? Hoe verander dit nie dan my uitkyk op die lewe as ek weet, die Heilige Gees kan my inspireer om hierdie besigheid, om hierdie persoon, om hierdie skool, hierdie regering onder die heerskappy van God te sien nie. Dat die koninkryk van God in alles is. Hoe lyk dit nie dan nie? Want ons weet alles gaan ten goeie mee uitwerk vir die wat hom liefhet. Ons weet dit. Ons het daai belofte. Maar hoe lyk dit dan nou vorentoe? En dis hoe die Heilige Gees ons inspireer. In Romeine 12 sê, vers 1 tot 2 sê, broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou om op julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik is. Dit is julle sinvolle godsdiens. Hy sê, julle sinvolle godsdiens, die basics is om jou hele lewe oor te gee aan God. En as ek my lewe oorgee, dan kan die Heilige Gees my gebruik soos hy wil, want hy weet hoe die uitbestemming lyk. Hy weet dat alles goed gaan uitwerk. So ek kan eintlik maar 'n lewe gee van oorgawe. Ek kan dan eintlik in 'n lewe leef wat oorgawe betoon. In vers 2 sê hy verder, julle moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Die Heilige Gees inspireer ons gedagtes, hy transformeer ons gedagtes om te dink soos wat hy dink. Nie 'n koninkryk van die aarde nie, nie 'n koninkryk van Caesar of van die vyand nie, maar is 'n koninkryk van God wat reeds in bevel is. Maar hoe lyk dit? En dis wat die Heilige Gees doen, hy bevestig hierdie missie, maar hy bemagtig my. Hy maak my sterk om hierdie missie te kan uitleef, dat ek wel die koninkryk van God kan bekendstel aan alle gelowiges. Aan die hele skepping kan ek dit nou vir hulle wys. Want is baie interessant waar Paulus verder gaan, want hy sê in vers 3 sê, deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toe bedeel het. Want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net so is ons, al is ons baie een liggaam in Christus en in die individuele lede van mekaar. En ek dink dit is vir my so mooi dat hy hierdie argument gebruik, want ons dink baie keer as ons dink aan die koninkryk van God, dan dink ons, okay, dit is net om voltyds in bediening te wees, of ons dink is net om in sending werk in te gaan, of wat ook al dit mag wees. Ons dink, daai is die koninkryk van God. Teendele, ja. Maar jou besigheid, jou familie, jou skool, jou alles, jou kinders, jou familie, alles is die koninkryk van God.
En as ek dit so gaan sien dat dit net sekere goeders behels, dan gaan ek nooit funksioneer in my werk soos wat ek moet nie. Ek gaan nooit funksioneer in my rol as ouer of as ouma of as oupa of wat ook al soos wat ek moet nie. Maar as ek verstaan dat alles word omsingel, omhels deur die heerlikheid van God, die koninkryk van God, His glory, my story. Dit word wie ek is. Dit is dan wat ek doen, dit is dan wat ek uitleef. En hy praat hier van ouens, hierdie is nie 'n one-man show as ons dink aan die koninkryk nie. Ons is definitief verskillende ledemate, maar ons is deel van een liggaam. En ons het almal verskillende funksies en verskillende rolle. Moenie een rol bo die ander in ag nie. Kom ons gaan nie daar nie. Want ons as gemeente, ons het verskillende rolle, as ons nou dink aan ons werksplek, as ons gedink aan gesinslewe, of wat ook al dit mag wees, kan jy imagine as ons almal saamwerk en dink, okay, hoe lyk die koninkryk van God in my werksplek? Hoe lyk dit by hierdie skool? Hoe lyk dit by hierdie onderwyser? Of wat ook al dit mag wees, hoe lyk dit daar? En ons werk saam as gemeente, ons werk saam as familie, om hierdie koninkryk van God verder te vestig. Maar ek moet verstaan dat dit alles is. En ek moet verstaan dat ek Heilige Gees het, want anders gaan ek dink ek kan dit nie doen nie. Anders gaan ek dink ek moet 'n sekere ervaring hê, of ek moet kan bid vir genesing of profesie of wat ook al dit mag wees, voordat ek enigiets kan beteken vir die wêreld. My vriend, dis nie wat skrif sê nie. Net soos op daai site, God het jou gekies vir daai rol. Ek dink definitief dat God dit in rekening gebring het wat my tekortkominge is. Toe hy besluit maak oor my lewe en my rol, het hy geweet waar Dewald nie goed is nie en waar Dewald goed is. Hy het geweet wat het Dewald in die rekening, hy het geweet wat sy skills het Dewald, wat sy gawes het Dewald, toe hy my kies. En as ek sê dan nog steeds, God kan my nie gebruik nie oor X, Y en Z, dan question ek eintlik die keuse van God. God het jou gekies vir 'n tyd soos hierdie. En die rol wat jy in funksioneer. Maar hoe lyk dit? Hoe lyk die koninkryk van God in daai rol? En verder sê hy, as hy praat oor gawes, hy sê in vers 6, hy sê, ons het gawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat aan ons gegee is. As dit die gawe is van profesie, beoefen dit in ooreenstemming met die geloof. As dit is om 'n ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit doen met opregtheid. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. Wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blydskap doen. En ons kan baie vinnig agterkom hierso. Paulus praat hier net van 'n sekere hoeveelheid gawes en hy kan ook natuurlik nie almal lys nie. Maar hy praat hierso van gawes wat ons nie gewoond is aan om oor te praat nie. Hy praat van die gawe van leierskap, van onderrig, die feit dat ek mededeelsaam is, die feit dat ek mekaar bemoedig. Hy praat van goedes wat ek nooit gedink het is gawes wat Heilige Gees my gegee het nie. My vriend, as hy jou gawe gegee het om mense te bemoedig, 'n emosionele toestand, doen dit. En doen dit goed. As jy jou geplaas het op 'n site of waar dit mag wees, doen dit goed. As jy jou geplaas het by die huis om na jou kinders te kyk, doen dit goed. Want hy het hierdie rol vir jou gegee en saam met die rol het die gawe gekom om daai rol te kan vervul. En as ons dink aan elke individuele mens, alles daai pas binne in die missie van die koninkryk van God. En wanneer ons almal dit begin besef en daai rol inneem en ons gawes op so 'n manier kan begin gebruik, dan gaan die koninkryk van God nie net vinnig gebeur in elke area nie, maar dit gaan met kwaliteit gebeur. En dis wat ons as Doxadayo wil bevestig. Dis wat ons wil doen as 'n familie hierso. Kom ons funksioneer nie op 'n manier van wat ek dink my werksplek is geskei met wat ons hieroor praat vandag nie. Ouens, die mense wat Jesus mee gepraat het, wat Paulus mee gepraat het, was nie noodwendig net kerkgaande mense nie. Dit was mense wat rolle gehad het van om met hout te werk, met konstruksie te werk, met 'n swys, wat ook al dit mag wees. Dis die tipe ouens wat hulle mee gepraat het. Dit was ouens wat bevelvoerders was, wat in die tronke was, wat ook al dit mag wees. Ek kan nooit myself skei van hierdie storie wat hier oor my geskryf word nie. Ek kan nie. Want dan gaan ek regtig nie my impak sien nie. Ek gaan regtig nie verstaan hoekom hy my gekies het en hoekom hy my geroep het vir 'n tyd soos hierdie, vir 'n rol soos hierdie nie. Amen. Kom ons bid.
Vader, ons wil sê dankie vir die woord. Vader, ons wil sê dankie vir die voorreg dat U ons kies. En U kyk na ons en ons weet dat U na ons kyk en U plaas die talente binne in ons. U gee vir ons die gawes om in die rol te funksioneer wat ons veronderstel is om in te funksioneer. En Vader, wanneer ons hierdie rol aanvat, wil ons nie die rol aanvat om te dink dat dit bloot net eintlik vir 'n salaris is nie. Maar mag ons hierdie rol aanvat want ons weet, ons vestig die koninkryk van God verder in ons besigheid. Ons vestig die koninkryk verder in die skole. Ons vestig die koninkryk van God verder in ons familie en in ons gesinne. Heilige Gees, daai leuen van om te dink dat ek het nie 'n groot ordentlike werk of ek het nie genoeg mense wat my volg nie. Ons bestraf daai leuen vandag in Jesus naam. Want selfs al kyk ek na een kind, selfs as ek vriende met net soveel mense, die koninkryk van God sal gevestig word deur jou. As jy afgetree is, doen dit goed. As jy na mense kyk, doen dit goed. As jy onderwyser is, doen dit goed. God het geweet hoekom hy jou in daai rol geplaas het. Hy het geweet hoekom hy jou leier gemaak het van daai besigheid. Want hy het dit binne in jou geplaas om daai besigheid te kan vestig volgens die principles van God, van koninkryk. Hy love jou besigheid, hy love jou werk, hy love om saam met jou te werk. Die Heilige Gees is nie net iets wat binne ons is as ons by die kerk is of wanneer ons sing nie. Die Heilige Gees is binne in ons wanneer ons werk met mense, wanneer ons werk met ons probleme by die besigheid, wanneer ons werk met ons finansies. Die Heilige Gees is dan ook binne in ons. Hy wandel konstant saam met jou. Van die skepping wag vir die openbaring van die seuns en dogters. En ons almal sê, amen. Julle kan saam met my staan. En wanneer ons sing, mag ons sing met 'n celebration, dat ons weet die koninkryk van God word deur ons gevestig deur die krag en die autoriteit wat Heilige Gees vir ons gee. Amen.